Geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar hier by NG Oudtshoorn Park. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees, waar julle ook al is. Voel sommer baie welkom, al die Heartbeat FM luisteraars, sowel as die wat op Facebook kyk of op YouTube by NG Park inskakel. Dankie vir jou saam wees vanoggend, mag die Here aan die woord kom. Ek wil so in die begin reeds kom sê, ek glo in Jesus, hy is my verlosser en saligmaker, en ek is net 'n stofmens, maar mag hy juis in hierdie lydingstyd nou met hierdie boodskap vanoggend kom, en jou ontmoet net daar waar jy is, daar waar jy jouself bevind. Ons het hierdie Sondag, het ons Palmsondag, en ons praat oor Jesus se intog in Jerusalem, en dan gaan ons volgende week stilstaan by die kruisiging en die opstanding van Jesus uit die dood uit, en ons wil juist vanoggend so 'n bietjie stilstaan en praat oor Palmsondag. Wat beteken dit, en hoe het Jesus nederig op hierdie donkie ingery in Jerusalem? Voordat ons nou so saam gaan gesels uit die woord uit, kom ons raak so 'n bietjie rustig, net daar waar jy is, haal lekker diep asem en raak gefokus en vra dat die Here nou met jou sal praat. Ons bid vir wysheid uit die woord. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan aanroep vanoggend as die almagtige God en Hemelvader. Here, dankie vir die saamwees vanoggend, of daar nou van U kinders is wat ry in 'n voertuig of ergens by 'n radio sit of voor 'n TV. Mag dit so wees, Here, dat die woord ook vanoggend tot hulle kom en laat U Heilige Gees die prediker en ook die naprediker sal wees. Dis my gebed, Here, dat U nou ook my as 'n stofmens sal gebruik uit hierdie wonderlike teks, die intog in Jerusalem. En Here, mag ons dan ook hier wegbeweeg vandag met een sentrale gedagte, dit wat U van ons vra, hoe ons moet gaan leef en wat ons moet gaan doen. Ek dink vanoggend aan die siekes. Ek bid vir hulle, ek bid vir huwelike en gesinne, ek bid vir herstel, ek bid vir bekering in ons land. Ja, Here, ek bid ook dat mense weer sal terugkeer na U weë toe, U wil sal doen, U wil sal soek in alles wat hulle aanpak. Here, dankie. Dankie dat ek kan weet U is reeds in die toekoms, die God wat was, wat is en sal wees. Ons loof U en ons prys U, Hosanna vanoggend, Here, Hosanna, prys U naam. Here, spreek nou, U kinders luister, in Jesus naam bid ek dit. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit die woord van die Here, en dit is vanoggend so in Matteus 21, so vanaf vers 1 tot 11. Die intog van Jesus in Jerusalem, Matteus 21. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Dan vers 5. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep. Hulle het aanhoudend dit uitgeroep, staan in die Grieks. Prys die seun van Dawid, Hosanna vir die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemele, Hosanna in die hoogste hemele. Vers 10, toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea.
dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Tot sover die skriflesing, mag ons die woord van die Here hoor en dit onderhou. Palm Sondag, Hosanna vir die seun van Dawid, maar op 'n donkie. Ek wil vanoggend stil staan by die tema, die nederige koning. Die nederige koning, en wat gaan ek en jy leer vanoggend uit Jesus en uit Jesus se optrede en wie hy is? Wat sê die woord vir ons oor die woord nederigheid? As jy die woord nederigheid hoor, die teenoorgestelde is hoogmoed. Wat hoor jy as jy die woord nederigheid hoor? Nou, as ek na hierdie teks gaan kyk in Matteus 21, kom Jesus en hy sê vir hulle, dat gaan kry vir my hierdie donkie wat vasgemaak is en 'n vul by haar en bring hulle na my toe. En dan staan daar die woorde, die Here het hulle nodig. Vriende, ek sit en dink oor hierdie gedagte, die Here het hulle nodig, hierdie donkie wat hy gebruik, juis om op 'n nederige manier in Jerusalem in te ry. Ek en jy het nodig om diensbaar vir die Here te wees. Ek en jy het nodig om getuies te wees, om witnesses te wees. Die Here wil ons gebruik. Hy wil hê ek en jy moet die goeie saad gaan saai. Ons moet die evangelie gaan bring vir mense in hierdie tyd, in hierdie lydingstyd juis. En vir hulle gaan sê, wat het Jesus kom doen? Wat het hy vir ons aan 'n kruishout gaan doen? En dan is hier die pragtige woorde van die profesie van die Ou Testament in Sagaria 9 vers 9, daai pragtige gedeelte wat vir my uitstaan, en ek wil nou vir ons Sagaria 9 vers 9 lees. Daar staan, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. En hierdie profesie het waar geword. Dit is presies wat gebeur het, en dan sien ons hoe hierdie disippels gaan en hierdie donkies gaan kry, en dis presies wat dan uitspeel ook as Jesus inry in Jerusalem in. Hulle het hulle klere op hierdie donkie gesit, en die mense het selfs hulle klere voor Jesus uitgegooi, en hulle het hierdie takkies afgebreek, hierdie takkies gestrooi oor die pad, juis om te sê, maar ons bring eer aan hierdie koning wat nederig na hierdie Jerusalem toe kom, wat nederig die stad inry. Maar luister gou mooi, Sagaria 9 vers 9, God is regverdig. Hy is nie onbillik nie. God is regverdig en hy is die oorwinnaar. En is dit nie wat Jesus kom doen het nie. Ons sing so die oorwinningslied Sondag in ons kerke en ons sê, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Loof hom, prys hom, halleluja. Wat sê ons? Hy is die oorwinnaar, hy die sonde oorwin, hy die dood oorwin en hy bring oorwinning. Maar hy kom op 'n donkie. Hy kom nederig op 'n donkie, dan staan dit ook, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Hy kom juis nie en ry op 'n perd nie. 'n Perd sou in Bybelse tyd beskou word as wanneer daar oorlog gemaak word, sou jy op 'n perd ingejaag gekom het. Maar Jesus kom op 'n nederige donkie, teen donkietyd. Dit is nou vir my pragtig om te sien Dr. Andrei wat hier van de Rust af ry met die donkiekar en ek dink hy's op 'n reis van 500 km waar hy dan nou geld insamel. Pragtig, ek het nou so gevolg 'n paar video's, maar hierdie donkies ry hulle eie tyd en hulle is baie stadig en hulle gaan staan as daar so 'n bietjie reën op hulle val, dan wil hulle ook nie loop nie. Maar hulle kom baie stadig, grasieus ingestap. Dis nie 'n gejaag van perde en 'n perdekar en hier is die koning, ek is hoogmoedig, ek kom nou en ek gaan julle oorwin nie. Nee, Jesus kom nederig en hy kom doen die wil van God, sy Vader. En vriende, dit moet ons kom hoor vanoggend in die eerste punt. Nederigheid en diens. Dis wat Jesus kom doen het. Hy kom en hy kom bring vrede. Hy doen dit sagmoedig en hy's nederig, maar hy bring die oorwinning. Hy bring die oorwinning. Die donkie was 'n dier vir vrede gewees.
Hy kom bring vrede tussen ons en God. En as ons dit kan hoor, dat in die Ou Testament sien ons hoe die volk weggedryf het van God af en waar hulle met die sonde besig geraak het. En hier kom Jesus, wanneer God sien die mens kan homself nie red nie, dan stuur hy sy enigste seun om vir ons aan 'n kruishout te sterf. Vir al jou sondes, boetie en sussie, maak nie saak wat jy gedoen het of waar jy vandaan kom nie, kom bely jou sonde voor die Here vandag. Want Jesus het vir jou gesterf. Hy ken jou op jou naam en jy is syne en hy's lief vir jou. Hy sterf juis vir jou. En dan die wonderlike is dit, hy kom ingery nederig, nie met geweld nie, maar hy kom bring op 'n dier van vrede, kom bring hy vrede tussen God en die mens. En hy behaal die oorwinning, steeds op 'n nederige wyse. Ek gaan kyk na Johannes Calvin in die institusie van die Christelike godsdiens. En Calvin sê, Christus se heerskappy is een van diens en selfvernedering. Is daai gesindheid by my en jou? Laat ons ook ons eie kruis sal opneem, onsself sal verloon en diensbaar sal wees, in diens sal wees. Daarom daai gedeelte wat vir my so mooi gesê het is, hy het vir hulle gesê, die Here het hulle nodig, en daai mense het verstaan. Vriende, die Here wil jou in sy diens gebruik. En ek en jy moet juis onsself oopstel en sê, Here, stuur my. Stuur my dat ek die evangelie kan gaan verkondig. Calvin wys vir ons dat koningskap lê nie in pragt en praal nie, maar in die bereidheid om gehoorsaam te wees aan God se wil. Ons moet gehoorsaam wees aan die wet van God. Ons moet gehoorsame manne en vroue wees aan die woord van God en die woord begin uitleef. En al wat die Here kom vra vanoggend vir jou is om nederig te wees. Vriende, dis daarom maar so lelik as 'n mens partykeer kyk hoe hoogmoedig sekere sportmense kan wees en sportlei. En mens sien partykeer op TV en op die skerm sien 'n mens dit. En ek en jy het seker al oral in ons lewens iemand raak geloop wat hoogmoedig is. Kom vanoggend absoluut afhanklik en wees nederig. Dis tog wat die Here van jou kom vra, nederig en gehoorsaam. Die tweede punt wil ek juist stil staan by Filippense. En Filippense hoofstuk 2 is vir my een van die mooiste tekste, waar in Filippense 2 vers 8 die volgende geskryf staan. Hy het homself verder verneder, en hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Die woorde wat daar staan is, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, doulos, is die Griekse woord, waar Jesus in die inkarnasie, die menswording van God vind plaas. En dan kom hy en hy kom sterf aan 'n kruishout. Hy kom dien ons. Hy ag homself nie so hoog nie, hy kom en hy kom dien ons, juis omdat hy wil hê ek en jy moet leef. En vriende, hy ag ons. Dis wat ons moet hoor. Hy kom nederig en afhanklik, en hy's gehoorsaam aan die wil van God, en hy kom sterf vir ons. Hy neem die gestalte van 'n slaaf aan, en hy het aan mense gelyk geword, en dan verneder hy homself. God wat homself verneder, deur sy seun te laat sterf aan 'n kruis, maar vir my en vir jou. Hy's gehoorsaam tot aan die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En dan is dit vir my wonderlik as ek so iets hiervan kom hoor. Ek wil dit graag vir ons lees vanoggend, en dis Filippense 2 vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. So julle moet die dinge bedink wat Jesus gedink het. Julle moet leef soos Jesus geleef het. Julle moet in julle gedagtegang die dinge bedink wat ook in Christus Jesus se denke geleef het. Vriende, dieselfde gesindheid moet in jou wees. Toets jouself vanoggend. Is jy 'n nederige mens of dink jy bietjie te veel van jouself? Is ons besig om te sê, maar ek het nie God nodig nie, ek kan op my eie, ek wil dinge self doen.
Waar plaas jy jouself? En luister mooi, ons praat nie van 'n goeie karakter en 'n goeie selfidentiteit vanoggend nie. Ons praat nie van selfbeeld vanoggend nie. Ons praat van hoogmoed versus nederigheid. Ons weet presies wat is hoogmoed. Toets jouself vanoggend, het jy dieselfde gesindheid as Jesus? En het jy dieselfde bereidheid om diensbaar te wees soos Jesus en om gehoorsaam te wees soos Jesus? En dan hoor ek wat Herman Bavinck sê, die gereformeerde dogmatiek. Herman Bavinck praat daarvan en sê, ware nederigheid lê daarin om jouself onder God se hand te plaas, selfs as dit beteken jy gaan ly. Daai klink vir ons moeilik. As dit beteken dat ek iets van my kant af moet opoffer, of dat ek dalk skade kan kry, of dat die mense dalk anders na my kyk. Vriende, ons moet iets mooi kom hoor vandag. Kom ons doen dit wat God behaag. Kom ons sê dinge, kom ons dink dinge en doen dinge wat vir God goed en aanneemlik is. Romeine 12, wees 'n lewende en heilige offer wat vir God goed en aanneemlik is. So om werklik jouself in God se hand te kom plaas en te sê, Here, ek vertrou U en U wil, ek wil gehoorsaam aan U wees, net dit wat U wil hê ek moet doen, gaan ek doen. Ek gaan niks anders doen nie, maar net dit wat U wil hê. Here, wys vir my die pad. Selfs al beteken dit dat dit 'n moeilike pad gaan wees. Nou vriende, 'n lewenshouding, 'n ingesteldheid van gehoorsaamheid en oorgawe aan God, dit is wat hy van ons kom vra. Ek gaan kyk na die Griekse vertaling wat sê, julle moet selfs bedink wat in Jesus se denke sou leef. So elke keer as jy in 'n situasie kom, of as dit omstandighede, of as daar insidente is, om te dink, maar wat sou Jesus doen? What would Jesus do? Wat sou hy bedink het en hoe sou hy opgetree het, sonder dat dit net gaan oor myself en die eie ek en trots en mag. Daarom kom ons nie ingejaag op hierdie perd in oorlog in nie, maar ons kom met 'n donkie in vrede. En ons sê, kom ons doen dit op die Jesus manier. Vriende, dis tyd dat ons op ons donkies klim. Ek kan dink Dr. Andrei ry lank. Julle moet dit tog gaan kyk. Dis oral is daar 'n klomp video's hier in Oudtshoorn, ek dink op die koerante en op hulle Facebooke, waar Dr. Andrei besig is om te ry met die donkies. En dit het my net weer getref in hierdie lydingstyd met Palm Sondag. Daai absolute vredesdier. En laat ons moet verstaan, dis wat Jesus kom doen het, so nederig en so afhanklik. 'n Lewenshouding, 'n ingesteldheid in my binneste as ek opstaan in die oggend om te sê, Here, ek wil vandag gehoorsaam wees aan U. Lei my deur die woord en die Gees. Here, bepaal my gedrag. Here, beheers my. Heilige Gees, kom beheers my. Ek wil dinge sê en dink en doen wat vir U aanneemlik is. 'n hele ingesteldheid wat daar by my moet wees. Ek herinner my bietjie aan Johannes 13, so vanaf vers 12 tot 17, waar Jesus die disippels se voete gewas het. En die oomblik as ons aan voete was, dink ons, moet ek nou letterlik iemand se voete gaan was? Maar vriende, ons behoort mekaar se voete te was. Wat sê dit? Ons behoort diensbaar te wees. Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? Buurman sê my, waar maak dit seer? Waar is jy in jou lewe? Kan ek bid vir jou? Is daar iets prakties wat ek kan doen vir jou? Daai lewenshouding, daai ingesteldheid wat daar by ons moet wees van nederigheid en gehoorsaamheid aan God en aan die woord van God. Waar het jy my honger gesien? Waar het jy my dors gesien? Waar het jy my in die tronk gesien? En die Here kom vra dit vir ons. Hoe leef ek en jy? Het ons daai ingesteldheid om diensbaar en nederig te wees? Die laaste en die derde punt, nederigheid roep ons op tot navolging. Dieselfde gesindheid moet in ons wees. Ons is volgelinge van Jesus. Ek en jy stap in die voetspore van Jesus. Die wêreld kom leer vir ons dat jy trots moet wees, dat jy mag moet hê,
image, status, materialisme. Maar God kom leer vir ons diensbaarheid en selfverloning. Kom op 'n donkie in. En kom doen dit op 'n vrede manier, op 'n wyse wat Jesus dit sou doen, met vrede. Neem jou kruis op en volg my. Follow me, sê Jesus. Ek herinner my aan Dietrich Bonhoeffer navolging, discipleship, waar Dietrich Bonhoeffer praat daarvan en hy sê die volgende: die kerk van Christus moet hom navolg in die weg van die kruis. Ons moet Jesus navolg in die weg van die kruis, dit wat Jesus gedoen het. Dit is nie die pad van gemak nie, maar van liefdevolle selfoffer. Die oomblik as jy hoor, dit gaan dalk nie gemaklik wees nie, gaan dalk nie net die hele tyd maanskyn en rose wees nie, maar laat jy jou oë gefokus op die kruis sal hou. En dit gaan beteken dat jy iets van jou kant af ook sal moet self offer. Om te kan verstaan, Bonhoeffer sê vir ons dat ons dalk gaan ly in die geloof, dat daar dalk vir ons uitdagings gaan wees. Maar ek en jy is nederig en afhanklik, en ons stap hierdie pad nie alleen nie, ons stap dit saam met die Here. Ja, hy is die Almagtige, hy is die koning en hy is die Here. En hy kom vra, kom stap nederig in my voetspore. Ek wil afsluit vanoggend, vriende. Die een ding wat ons moet hoor is dit. Jesus het beweeg in Jerusalem in, nederig op 'n donkie nie. Kom juis nie ingejaag op 'n perd vir oorlog nie. Maar sy pad is die kruis. Die beweging in Jerusalem is 'n beweging na die kruis toe. Daarom my slotgedagtes vanoggend. Die donkie, die koning en die kruis. Die beeld van Jesus op 'n donkie kom sê vir ons een ding. Dit is nie swakheid nie, maar dit is die krag wat daar is in nederigheid. Dit is glad nie 'n teken van swakheid nie. Hierdie gaan nie oor selfbeeld of selfidentiteit nie, maar die krag lê juis in die nederigheid van die nederige koning op die donkie. Want hierdie koning is die koning van die konings. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Om hierdie koning te dien, hy kom en hy kom sterf vir ons. Hy kom dien ons, hy kom ly vir ons en hy kom red ons. Hy kom red ons van die dood aan hierdie kruis. En daarom is diegene wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, gaan in dieselfde pad volg, 'n nederige pad. En dan stap ek en jy in Jesus se voetspore. Ons sê dinge wat hy sou sê. Ons dink dinge en ons doen dinge soos wat Jesus dit sou gedoen het. Palmsondag kom herinner my daaraan, die eenvoud, die nederigheid, die liefde en die diens. Maar dan herinner dit ook vir my aan mense wat kan omdraai. Mense wat eers sê, prys die seun van Dawid, Hosanna vir die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. En dan verstaan ek, hulle sê dit, want hulle weet nie eintlik wie is Jesus nie. Hy is die seun van God. Want net verder in vers 11 hoor ons, as hulle vra, maar wie is hierdie Jesus? Dan antwoord die mense, dit is 'n profeet. Jesus is baie meer as 'n profeet. Hy is die seun van die lewende God. Hy is die verlosser, hy is die saligmaker van my en jou. En hy kom sterf aan 'n kruishout. Maar dit sou hulle eers later uitgevind het. Hierdie selfde mense wat nou skree, prys die seun van Dawid, het net 'n ruk later geskree, kruisig hom, kruisig hom. Vriende, waar staan jy vanoggend? Wie is hierdie man vir jou? Want dis die vraag wat hulle vra in vers 10. Wie is hierdie man? Die hele stad het in beroering gekom en gevra. Daar was 'n opskudding. En mag daar vanoggend 'n opskudding in jou huis plaasvind, dat jy vanoggend weer hardop kan bely en sê, wie is hierdie man? Hy's my Jesus. Hy's my verlosser en my saligmaker.
en hy het vir my gesterf. Ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Ek is nuut gemaak, maar ek gaan nou 'n navolgeling wees. Nederig en afhanklik wil ek gehoorsaam God se wil gaan uitleef. Dis my gebed vir oggend. Vriende, ek kom bid vir jou, net daar waar jy is, dat jy in hierdie Palm Sondag absoluut die nederige koning op die donkie sal raak sien, en laat ons in nederigheid diensbaar sal gaan wees, daar waar God ons wil gebruik. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net uit u woord uit gevoed is. En laat ons sien 'n Ou Testament profesie het waar geword. En Here, laat ons dan ook kan sien dat u die koning is, wat vir ons iets van nederigheid kom wys. Nederig op 'n donkie, en dan antwoord die mense, en hulle skree Hosanna. Maar Vader, mag ons dit uit ons harte uit bedoel, Hosanna, Hosanna in die hoogste hemel, aan u kom toe die lof en die krag en die heerlikheid, want u is die opgestane Jesus. Ons verklaar vanoggend ons geloof, en ons bely, Here, dat u die Seun van God is, wat vir ons gesterf het. En Here, mag ons nou in hierdie lydingsweek opnuut net bewus word in ons eie lewens daarvan, dat ons sonde moet kom bely, opnuut u aan die hand vat, en nederig in u voetspore stap, dinge gaan sê en dink en doen, wat vir u goed en aanneemlik is. Here, laat ons nie op die oorlogspad sal uitwees nie, maar laat ons vrede sal bring, daar waar ons gaan, die evangelie van hoop sal bring, dat ons vir mense sal vertel van Jesus, van die antwoord is Jesus in 2025. Ek kom bid nou vir almal wat geluister het en gekyk het, Here, mag u nou in hulle lewens kom vrede gee, mag hulle vanoggend op hulle donkie klim, en gaan vrede bring, daar, Here, waar u hulle geplaas het. Dankie Jesus vir u genade en liefde, ons loof u tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, goedheid en guns vir julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, ons kuier weer.